Gesels net nuus episode 18. Maggie, welkom by episode 18. Dankie man Rian, baie dankie. Jong, ons het nou weer, ek het 'n hele pak slegte nuus vir ons vandag, ongelukkig. Ja, daarvan jy slegte nuus. Maar eintlik, dis ek kies die slegte nuus wat goeie nuus ook by het. En die positiewe slegte ja, nuus. die SAPS het weer goeie werk gedoen. Hulle het in Orkney was daar 'n padblokkade, weer daar by daai Leeudoringstad, daai kruising. Daai 4 rigting. Ag 4 stoppe. Daai 4 rigting, ja. Wat nou oor die brug gaan daar in Orkney in. Het hulle verlede week, dis nou die 14de gewees, het hulle 'n man gearresteer, 'n 40-jarige man wat koperkabels in sy boot gehad het. Oepsie. Waarvoor hy kon nie verduidelik nie. En dis nou op die SAPS media verklaring bladsy gewees en ja, toe het hulle hom nou daar gearresteer en hy is in die hof gewees op die 18de Junie. So ja, hy is gearresteer, maar my hele ding oor hierdie ding is wel gedaan in die polisie. Ons is bly julle kon die man arresteer. Maar waarheen was hy op pad? Ons weet dat in Orkney is daar 'n paar recycling besighede. Scrapyards en so aan wat hierdie koperkabel koop. So hy was op pad soontoe. Obviously, ja. Ek dink die polisie moet meer gereeld gaan inspeksie doen by die tipe plekke of net gaan staan ek wil sê of nie noodwendig inspeksie by die plek self nie, dalk buite staan. Ja. En 'n roukol net so randomly gooi en dit uitskakel. Dis hy so 2 ure elke nou en dan vir die dag en dan stop julle daar en dan elke persoon daar aankom, kyk 'n bietjie die goed deur. Ek dink julle gaan baie meer koper kry as En dit maak dit moeilik want kyk ek het nou gedink load shedding is nou touchwood, né? Load shedding is nou klaar, ons het wel flippend baie waterprobleme deesdae. Ja, nee. Dis asof hulle mekaar so aanvul. mekaar. Maar in ons gedeelte moet ek sê is daar nou en dan sit ons 'n hele dag sonder krag want ek weet nie presies waar nie. Hulle bly pype lê en word gesteel. Ja, in die aand. die drade. Ja. Môre lê hulle weer. Hoekom vind hulle nie oplossing dan nie? Hoekom kry hulle nie 'n security wat daar staan of iets wat vir ons dop en dat hulle ten minste uiteindelik kan begin toemaak? Want hulle bly elke dag. Nou waar kry die munisipaliteit nou daai goed om heeltyd te lê? Ja. Dis wat ek wil weet. Plus, waarheen gaan hy? En waartoe Dit gaan moet hy? iewers verkoop Precies. word aan iemand. Wil jy vir my sê daar's geen scrapyard wat kan aankondig en sê, luister, elke dag kry ons dalk of ons het hierdie baie gekry. Dis die probleem. Ek dink dat daar's verantwoordelikheid daar wat nie aangespreek word nie. Nou hier is ook 'n ander interessante ding wat gebeur het hier in Kanana. Lyk my Kanana kan ook partykeer 'n bietjie Wild West Ja, daarom hallo. The police have launched a search for malicious damage to property, arson, murder, attempted murder, suspects. Daar was 'n skietery gewees in die pad. Blykbaar het mense buite die ou se huis gaan stop in Kanana op Maandag die 17de Junie, omstreeks so 11:15 die aand. En begin skiet op die huis. Die huis vol gate geskiet. En dit draai uit dat hierdie ou is 'n taxi-eienaar. So iewers is daar iets nou, iemand is nou unhappy, gangster ding, mens kan weet nou nie wat daar alles gebeur het nie, maar ongelukkig in die proses het hulle op verbygaande voertuie ook geskiet. En in die proses is daar 'n vrou doodgeskiet. Shame, onskuldige totale ongeskuldige persoon hier nou doodgeskiet omdat hulle op 'n verkeerde plek op 'n verkeerde tyd was. So lyk vir ons is besig om die Kaapse vlaktes te beweeg. En dis 'n ding wat ons al van tevore genoem het dat jy weet nie waar jy nie meer veilig is nie. Maar ja, daar is nou ook 3 voertuie in die brand gesteek, 'n Toyota Micra, 'n Nissan Micra, 'n Toyota Hilux en 'n BMW. So ja, groot skade en dan daai ongeluk, daai lewensverlies. Baie onregverdig is. Daai is vir my Nee, en dit is dis ons wil nie meer jy weet nie meer waarheen om te ry en jy weet jy gaan nou veilig wees. Die dinge kan amper enige plek gebeur. Dan is daar 2 interessante dinge wat nou hierdie week ook nou gebeur het. Een wat 3 jaar gevat het en een wat 'n paar maande gevat het. Daar is 'n sekere persoon, ek probeer die naam uitspreek, Musetsa Ramaina. Hy is 46 jaar oud, in elk geval, hy is vir tot 8 jaar tronkstraf gevonnis op die 13de Junie, omdat hy rou goud by hom gehad het, unwrought gold.
Ja, hy is gevang by CIPM. En albei die sake is nou presies dieselfde geval. Ek gaan vir jou vertel. Interessante ding. Hierdie ene was by CIPM myn nommer 2. Okay. Is hy in Oktober 2021 gevang deur Klerksdorp se Hawks en Serious Organised Crime Investigation en daai ander dienste. Maar nou verlede week op die 18de Junie is nog 'n persoon, Mokete Mohano, tot 4 jaar tronkstraf gevonnis. Soos en hy het nou amper die daad gedoen, hy's klaar nou. Okay. Ja, hy's in Februarie gevang. Ja. So dis 'n paar maande later. So die een het hulle 3 jaar gevat en die ander ene net so 'n paar maande. Vir presies dieselfde ding. Presies dieselfde ding. Maar die een was nou in die Viljoenskroon Magistrates Court en die ander ene is nou hier gewees, maar dis twee van presies dieselfde tipe ding. So dis goed dat hulle gevang is, maar mense wonder hoeveel ander mense word wel gevang, maar Vryheid. My ding is net hulle kry boete of tronkstraf het jy gesê, seker reg? ja, en hierdie tweede ene, die persoon het of R25,000 fine wat hy kan betaal en dan sy nou Nou wat jy nou vir my sê is hy nou rou goud verkoop, het hy dit nie al voorheen probeer nie, dat hy nie lag hy 25,000 het om voort te gaan met sy saakie nie. Nee. Exactly. Is Maar te maklik, hy het ook is 'n stewige R500 fine gekry want hy's 'n illegal immigrant. R500. R500. Welkom in Suid-Afrika. Hy was Dit kos jy net R500 as jy nie weet net R500. Maar gaan in Mosambiek doen iets verkeerd. O, maar seker nie. Jo. Jy sit so. Nou, so gepraat van Zammas. Die Matlosana Animal Shelter doen altyd goeie werk. Ja, hulle baie doen. dankie vir julle Harde werk, hoor. harde werk. Nou hulle het op hulle sê nou nie wat op datum dit is nie, maar hulle het onlangs op die N12 'n hondjie gekry Okay. wat deur Zammas daar gelos is nadat sy deur 'n eystervark penne in haar mond gekry en in die gesig gekry het. En hulle het haar toe nou sommer net daar gelos. Dit lyk my dit was dalk een van hulle se hond, maar toe weet hulle nou nie wat om te doen nie. Om dit hanteer nie, okay. En Matlosana Animal Shelter het die hondjie gaan kry en deur die veearts die penne laat verwyder. Maar dit kos nou weer geld. Jy weet dit is dus veeartskostes en die medikasie en al daai goedjies. Daar is wel goeie nuus. Hulle sê die hondjie gaan al beter en dat daar wel al 'n tuiste vir haar is. Dis Iemand wat haar nice. wil aanneem. So dit is goeie nuus, maar as mense kan help, ek gaan nie besonderhede vir die bankbesonderhede vir ook vir wat is aan Animal Shelter hier bysit, dan help waar jy kan asseblief. Hulle het altyd hulp nodig. Dis nie net met hierdie geval nie. Ek wil 'n bietjie vinnig praat oor die visse. Oor die visse. Ja, nie visvang nie. Visse. Hulle het die Water Research Group het onlangs, dis nou vroeër die maand gewees, of dis eintlik in Mei al gewees dat dit plaasgevind het. Maar hulle het in collaboration with the School of Biological Sciences en die Unit for Environmental Sciences and Management of the Northwest. Daar's 'n klomp mense wat hier betrokke was, maar dit gaan basies daaroor om kinders te probeer leer hoe belangrik vryvloeiende riviere is vir trekvisse. Dis jou migratory fish. Dis visse wat op en af in die rivier. Ja, nee. Nie daai sal. Okay, die swim fishing. Visse trek van een posisie na die volgende posisie, jy weet, soos hulle eiers lê ensovoorts en hoe belangrik dit is dat die rivier skoon is, nie net op een plek nie, maar deur 'n hele vloeiproses. Die hele stroom. En ja, hulle het nou vir die kinders 'n bietjie daarvan geleer ensovoorts. En verskillende dorpe sê jy, nee. Ja, hulle het van kinders van Potchefstroom skole, Stilfontein en Vogwil. Soms het hulle nie klaar op skole. Hulle is in 'n waarsklas op se kinders. Miskien het hulle dat hulle dit nou net nie genoem het nie, maar ek dink dit is belangrik dat kinders vroegtydig geleer word van conservation. Veral hierdie tipe goed wat arbitrair klink en min mense weet daarvan. Maar dit is ek het ook geweet hiervan nie. Ja, dis 'n belangrike ding want onthou as hierdie tipe visse doodgaan, dan gaan jou hele visserindustrie dood. En ons praat nie net van riviere, ons praat ook van die see. So conservation is belangrik daarvoor. Sien, elke foto's daar, jy kan maar ons wys 'n paar foto's, daar's al die kinders.
wat nou deelgeneem het. En baie dankie ook aan Lakwena Wildlife Estate, wat die mense daar vir die dag geëntertain het. Maggie, jy vir ons 'n paar goed. Ek wil nie eintlik ek wil eers begin met nie entertainment nie. As my, ek het dit in ons plaaslike koerant raak gelees, op hulle page op Facebook, Sandra van der Merwe van Freemanville, wat oorval is in die dag. Ja. Ek weet of jy die foto gesien het, was nogal 'n vreeslike lelike foto. Dus jy praat dan van die foto met die bloed en die... Met die deur. Nee. Die dame lyk my bly alleen. Ek het die artikels vandag gaan lees. Sy bly alleen en sy het vir haar hondjie, sy's baie lief vir diere, verstaan ek, uit die artikel wat ek gelees het. En sy het vir haar diere gaan kos, vir haar honde gaan kos gee. En in daai tyd het hy ingeglip. Die man. En toe sy in die kamer kom, sy besig om na kaste te gaan, te kere te gaan, sy skrik obviously en hy sê toe vir haar, hy kry niks, hy soek geld, hy soek haar selfoon en wat. En sy sê vir my, sy het nie geld, dis 'n skootrekenaar. Sy het nie geld nie, sy het nie 'n skootrekenaar en goed nie. Hy sê toe hy vat haar selfoon, sy moet hom R100 betaal om my eie foon terug te kry. En sy sê maar sy het dit nie. En toe sy wel na gaan verkrag. So toe sy nou ophaal, sy het nie genarigging gedruk en seer gemaak. Die ou dreig haar blykbaar op sosiale media dat hy gaan terugkom. Wat? Ja. Okay, maar wag 'n bietjie, as hy haar kan dreig op sosiale media, dan moet hulle hom kan opspoor. Dis wat ek wil weet. Hoekom doen wie nie hulle werkie? Hoe kan hulle nie vasstel waar daai vandaan sy goed post nie? Jy hoor wat ek sê. So daai arme vrou lewe in vrees en sy weet nou nie wat gaan gebeur nie. Praat van dit, sosiale media, het ons nou obviously die week 'n insidentjie gehad. Ek glo mense wat op my Facebook is, sal weet waarvan ek praat. Ek gaan nie die saak aanraak waaroor dit gegaan het so seer nie, maar dit het my kwaad genoeg gehad. Ek het baie lank terug kwaad geraak. Nee, ek wil gou onderbreek. Maggie, ek dink jy is nie alleen daar nie. Ek dink baie organisasies, insamelingsorganisasies en liefdadigheidsorganisasies gaan deur hierdie tipe proses. Yes. Dis kom ek gaan nie name noem nie. Gereeld. Ek gaan nie name noem nie, want ek het in 'n video, julle kan op my Facebook gaan kyk. Ek het op 'n video gesê ek staan op vir alle instansies. Almal weet my maat Monster saad. Ek beklei nie net vir haar nie, dit met haar wel gebeur, maar ek beklei nie net vir haar nie, ek beklei vir almal. Mense doen 'n goeie ding omdat hulle dit uit die goedheid van hulle hart wil doen. As jy dit nie so wil doen nie, moenie skenk nie. Dis wat ek wil sê. Ons het 2 groot reëls. Ja. Wanneer dit kom by skenkings, is daar 2 groot reëls waarby alle mense moet bly. En reël nommer 1 is moenie foto's of publisiteit verwag nie. Dit is nie jou reg om te vra daarvoor nie. As jy nie wil skenk sonder daai voorwaarde nie. Die mense voel al klaar sleg, Rian. Ek meen, al wat jy in die lewe het is trots. En ek gaan dit sommer plain weg sê. Nou kry daai skenker net 'n pakkie Weet-Bix. Hoe gaan dit nou lyk? Ek staan op my Weet-Bix. Dink jy ek het dit vir die week? Regtig, kom aan. Dis hy. Jy gee dit met reël hart. nommer 1. Ja. Reël nommer 2 is dat moenie die persoon aan wie jy skenk bevraagteken. Dis hy. Vertrou sy oordeel. Vertrou hulle om te doen wat gedoen moet word met jou skenking. As jy hulle nie wil vertrou nie, moenie skenk nie. Ja. Maar onthou, daai mense moet vertrou word. Hulle doen dit al vir jare. Mense soos jou ma, daar is reëls wanneer dit kom by 'n NPO. Jy kan nie sommer net 'n NPO gaan registreer en jy kan nou doen wat jy wil nie. Daar is reëls wat hulle het. En dit is administrasiereëls waarby hulle hou wat hulle ook bewyse voor kan lewer. Ja. Maar ons as publiek, die publiek het nie die reg om vir hulle te vra, bewys vir my wat jy doen daarmee nie. Daar is 'n agtergrond administrasieproses waarby hulle moet hou. Daai weet jy nou sê van die publiek wil ek waarsku. Don't be a warrior. A keyboard warrior, 'n bully. Pas op wat jy sê. Die insident het anoniem gebeur, alhoewel ons kon weet wie dit is. Jy kan nie wegskuil agter anoniem nie. As jy op 'n social hoor vir my, sosiale media ietsie doen, jy gaan herken kan word. Daar's baie aspekte aan hierdie ding. Ek wil nie regtig eintlik veel in dit ingaan nie, maar die ander ding wat ek ook wil noem van sosiale media. Jy moet onthou sosiale media is amper gewetenloos. Ja. En sosiale media het nie 'n ouderdom nie. Dis hy. As jy wil weet En nie genade nie. Ja.
die gee genade as jy wil weet hoe daai voel, vra vir Ronaldo Gous. Sien, 16 jaar gelede het hy iets gesê wat hy uit kwaad vir die dag gesê het. Moenie jou gevoel gaan en skielik emosioneel opgetree en nou 16 jaar later kom dit terug en dit hap hom. Hierdie selfde ding kan gebeur met hierdie tipe sosiale media is meer gif as goed. En ek wens mense wil dit baie versigtig wat jy op sosiale media sit, veral wanneer dit kom by persoonlike Ja, ek wil nou net sê moenie flippend persoonlik raak nie. Kyk, ja, kom ons laat dit daar, It will come back to bite you. Dan terwyl ons besig is met daai skenkings, hoekom ek dit nou sê, en dit gaan nou julle, ek pik nie op julle nie. Maar die mevrou Klerksdorp en die mevrou Klerksdorp, kyk, oor op sosiale media sien jy, hulle is by die diere betrokke en hulle is daar betrokke, ons daar, my ma is een van die gelukkiges. Ja. Van klein tot groot. Van klein tot groot, gaan dit daar stop? Dis wat ek wil weet. Nog elke jaar, en jy weet self, ek het gejudge al en ek het gedien daar. Ek weet hoekom julle dit doen en ek verstaan ook hoekom julle dit doen, maar moenie na die titel wat jy nie gekry het, vergeet hoekom jy dit gedoen het nie. Weereens kom ek terug na die punt toe wat jy gesê het. As jy dit nie met die hart doen nie, dan doen dit. Ek het self op sosiale media gevra, ek hoop dat ons na die kompetisie nog van hierdie werk gaan sien. Kom wys my 'n bietjie verkeerd vir verandering. Dis eintlik wat ek wil vra. So ek pak nie op julle nie. Dan ek wil basies vir mense sê, as jy vir mense wil laat weet dat jy 'n skenking gemaak het aan 'n organisasie, jy's welkom om dit te noem, maar moenie iets soos foto's verwag of sulke goeders nie, want weet wat, baie van daai mense wil graag privaat bly. So as jy geskenk het en jy wil dit noem dit. Kyk, jy moet jou portefeulje opbou. Ja. Dit is so, ek verstaan dit rarig, jy kan miskien vir so 'n organisasie vra vir 'n teksboodskapie wat hulle sê, baie dankie vir jou skenking. That's it. Ja. Meer is dit, as hulle bereid is om dit vir jou te gee, by all means. Maar moenie dit verwag nie. Ja, daai verwag. Dis daai reël nommer 1. Moenie publisiteit of foto's verwag nie. Dan het ek 'n oulike post gesien van die butlers. Die butlerbroer, Gavin. Dis nou die manne op die water. Met die rubberbote. Hulle het gery en hy het dit opgedra aan sy 2 oorlede broers, Gavin en dan, nie Gavin nie, hoor vir my, Gordon en Donovan. En hy het dit vir sy 2 boeties gaan doen. Ek ken Donovan se vroutjie, of hoe sê mense nou? Oorlede Donovan se vrou. En sy het die post gesê, kom actually uit Beeld. Beeld Koerant het nogal 'n artikel oor dit gedoen, so gaan lees dit. Ons sal die link ook daar sit, nê. Dit was 2 Klerksdorpers, hulle was wêreldkampioene. So dit is nogal vir my, wow, dit was 'n legacy wat ek dink die eer hulle toe kom. As jy hoor wat ek sê. Dan het ons nou vir ou Mianay. Klein Mianaytjie met die ek verstaan nie baie lekker, ek gaan nog met haar mamma hulle praat, verstaan nog baie lekker, sy kry epileptiese aanvalle, en sy moet 2 doses 'n dag drink, partykeer bietjie meer, wat R70 'n dosis is. Wat en wat dit is, ek probeer, my brein is te plat, vir sulke goed. Dis een of ander mediese hulpmiddel. Mediese hulp wat sy nodig het. Ja, wat sy kry is mooi ou dogtertjie, sy het so 'n groot bokkie oë, nê. So, ons kan daai skakel ook, daar sit, ek weet hulle het 'n groepie, geselsgroepie ook. Hulle het 'n WhatsApp chat groepie, waarop mense kan vra en inligting kry ensovoorts, en dan het hulle ook 'n backup buddy, as mense hulle wil help. So, ek sal al 2 skakels, kyk onder aan die video, as hulle daar insit, dan kan julle help. Kyk daarin, as ons almal in Klerksdorp op jou vriendelys van Facebook, net R70 'n maand, jy hoef nie eens 'n dag of 'n week nie, R70 'n maand gee, het daai dogtertjie vir die res van haar lewe al goed. So, en dan Checkers, die nuwe ontwikkeling wat hier op die pad oopmaak. Daar Buffeldoring. Ja, ek het 'n bron wat my gesê het, jy mag praat, jy mag dit nie sê waar jy kry nie. So, ek gaan nie my maats in die moeilikheid druk nie. Ons gaan spekuleer. Ons spekuleer. Maar die Checkers maak die 28ste November oop. Dis om die draai. Dis net hier om die draai. Ons is nou Julie, dis 5 maande. Net voor Kersfees. Dan gaan jy by 'n lekker nuwe shopping center. Hulle sê as jy werk soek, jy kan op Checkers se page gaan en of jy kan
CV's na hulle toe bring. Hulle soek nice. baie mense, bakkers. Onthou dis nie net bakkers en Ja. kassiere nie, daar's baie ander soos werk. bakkers. Ja, Hulle soek bakkers. Ja, Hulle bakkers. soek mense vir die slaghuise, hulle soek of die slaghuisgedeelte. Daar's So, management staff, go. floor management staff. Daar's baie werk Yes. by so 'n plek. Wat nice is, hy sê hulle het maandag begin met 60 minutes in Stoffontein. Daar was 'n groot aanvraag. Checker 60-60. 66, ja, ek sê 60 minutes, 60, oh my goodness. Maar hulle begin nou deliver in Stoffontein, want hulle sê hulle het besef dat daar is baie mense wat nie vervoer het nie. Baie mense wat vra, die Matlosana ene deel daar, of 'n ry uit Dis nou Matlosana Stoffontein. Mall se Matlosana Mall se. Okay. Ja, So hy ry nou van. dis Dis net daar. loopafstand. Ja. En toe sê hy vir my Maggie, daar kom groot goed wat ek nog nie mag sê nie. Nie ek nie, hy nog mag sê nie. Maar hy sê ons gaan nie kan onderskei tussen Clarsop en Stoffontein oor so 'n paar jaar nie. Daar's sprake van 'n makro en 'n sprake van die en daai en dit. So ek's positief, ek sien ander ding uit. wat ek gehoor het is daar's blykbaar planne vir tot 'n nog 'n privaat skool. Rarig. Tussen Klerksdorp, tussen Matlosana Mall en Stilfontein. So daar kom Ons interessante dorp dinge. groei Ons en dorp dit groei. dit maak werk. My ma doen baie goed met hulle potholes. Sy het nou natuurlik jou naam wat jy laasweek gebruik het, dit sy begin plakke gat. Plakke gat. So sy het dit nou oor aan met plakke gat. So hulle doen goed. Hulle het obviously borge nodig. Wat noem jy iemand wat vir hulle help? 'n Gatplakker. Daarmee gatkruiper nie. So maar hulle doen baie goed ook met hulle projekte. Baie dankie Tannie Maggie, ons waardeer dit verskriklik. Ek het al 'n paar van daai gate of die gate wat daar was, het ek nou al oorgery en julle doen netjies se werk. Ek Sy nou Christo is nogal, daai ou is op die sites en hy kyk toe dat alle en dit is werkskeping. Die mense vir haar is baie happy. dankie. Ja. So Neem meer foto's vir ons asseblief. ja, dis dalk nie die- sleg nie. Ek dink ja. my ma raak nou bang vir die foto's. Maar so ek dink dit wat gebeur in die naweek by ons, weet jy? Weet jy, ons het behalwe nou vir die naweek. Verduidelik 'n bietjie wat het ons nou gedoen met ons wat gebeur waar? Ja, ons wat gebeur waar is nou so 'n bietjie uitgebrei op populêre aanvraag. Ons wat gebeur waar is nou groter. So enige event wat vir die volgende 6 Jaar. maande of jaar vir die res van die jaar gaan gebeur, kan julle vir ons stuur en ons sit alles in datum volgorde. Ja. En so al die goed wat nou hierdie naweek gaan gebeur of die eerste goed gaan julle altyd eers in die post sien yes. en dan die res van die goed moet julle net kyk. Ons sit die datum by in die description ook, maar hou maar net die datums dop want Ja, daar's mense wat gesê het hulle tik dit op wat en dan val wat gebeur waar uit en hulle kan weet wat gebeur in die streek. So toe besef ons hulle bly ons vra asseblief ons meer en ons wil alles en toe besef ons maar as jy dalk nou op 'n tight budget is, ek praat lekker Engels vandag en jy weet soos Nathaniel, ek wil baie graag Nathaniel gaan kyk hier, hoor jy daai man mag 'n show gee. Hy's mos by KS. Ja. So hulle kaartjies 'n bietjie ek wil sê duur nie, is bietjie aan die duurder kant. Kan jy nou al jou geldjie begin wegsit elke maand om daai kaartjie. En daar's ander mense wat sê by die tyd wat ons dit gesê het, dan was die kaartjies al uitverkoop. Dis die ander. So ons help ons die heeltyd leer ons, die heeltyd probeer ons dit beter maak vir julle. Stuur dit vir ons. Ja. Stuur dit vir Maggie. Stuur dit na Geselsnet se dink toe as maak saak waar jy dit stuur nie, solank daar Geselsnet in staan. Ja. Dan gaan ons Dan dit weet kry. ons, dan weet ons. Julle moet solank geld spaar daarvoor want dit is een van die grootste dinge wat gebeur, die ouens wat golf speel. O ja. Is die jaarlikse Shoprite Checkers OFM Chip for Charity. As julle radio luister in ons streek, sal julle weet dat in die Noordwes provinsie elke jaar, dis die 20ste jaar. Blikkie maar. Ja, kan jy glo, die eerste Chip for Charity was in wow. 2004 gewees, 20 jaar gelede. En hulle gaan hier in Orkney wees op die 25ste Julie. So julle kan daar op OFM se page gaan kyk of Chip for Charity. Dis nogal Chip nice. 4, dis 'n 4. Ja. Dan kan julle daar gaan kyk as julle daar vir julle volbal wil boek. maar al nee. Ons sal ook vir julle die prentjie opsit sodat julle daar kan kyk vir die datums. Hulle gaan ook in Kimberley en Kroonstad wees vir die ouens wat daar is. Dan 'n baie groot ding wat nou gaan kom. En hierdie is nou vir die manne wat Maggie het Maar jy praat van daai ja, jy hoor van piu 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 piu. Wild West. Ja, dis die manne wat skiet. Okay. Ek gaan in die spot met hulle want dis 'n baie belangrik, dis 'n sport. Ja. En ons praat nou van professionele sportorganisasies. Die Suid-Afrikaanse
Ons noem die African Handgun Championship. Soos handguns, okay? Ja, handgewere. The International Practical Shooting Confederation, is die IPSC, together with the South African Practical Shooting Association, is delighted to announce CZ as the official match sponsor for the 2025 IPSC Handgun World Shoot Jubilee. En hulle gaan afskop in Suid-Afrika, in Matlosana, by die Frontier Shooting Range. Dis 'n groot kompetisie. Nou vir julle 'n idee te gee van hoe groot hierdie kompetisie is. Dit gaan van die 22ste September tot die 29ste September. So dis nie net 'n een dag dingetjie nie, dis 'n paar dae waar hierdie, en dan as julle hierdie hele kompetisie nou deurgegaan het, dan gaan hulle ook oorsee op die 2025. Wow, so is net in Suid-Afrika nie, kyk, is soos letterlik internasionaal. Internasionaal, hulle nooi ook vir hierdie kompetisie, mense word genooi Suid-Afrika toe van reg oor die wêreld. So dis 'n groot gebeurtenis vir Matlosana en well done Frontier Shooting Range dat julle dit gereeld kan kry. Dit gereeld kry. CZ is 'n groot organisasie. Jy het gespot oor daai naam, ekskuus, ek wil dit net gou hoe het ek vir jou gesê? Daar's hy. Waar's hy? Hierdie naam van die CEO gaan ek regtig nie probeer uitspreek nie. Is dit so gespot oor hy? Sy eerste naam is maklik as Jan. Dan is dit Zayik, dink jy is Zayik, right. Hy is die CEO van CZ, almal ken CZ gewere, pistole CZ, maar die eintlike naam is Seska Sobrovjovka. Met ander woorde, moenie die van uitspreek, ek skiet net. En drink 'n vodka. So, well done julle. Dit gaan 'n groot ene wees van julle manne wat daarvan kompetisie skiet hou. Gaan doen navraag daar by Frontier Shooting Range en kry bietjie al die details. Ek gaan vir julle die link ook hier onder sit. Dan kan julle 'n bietjie navraag doen en well done Matlosana en Frontier Shooting Range. Ja, September sal dit genoeg tyd om te gaan deelneem. Daar's en was jy nog by die nuwe een? En julle piu te nog nie. Ja, maat. Ons is besig. Hey. Maar ek hoor vanaand is daar lekker dinge. Vanaand is daar, ja, ek weet vanaand is Mario Plaashond daar en Anton Botha. Ek ken nie van Mario Plaashond nie, maar ek ken van Anton Botha. Anton ken ek ook. Maar ek wil graag my opinie lig omtrent dit. Kyk, baie mense sê, maar Max Kitchen is naby Hennies. Dis 'n hele ander crowd. Dis 'n hele ander crowd. Ons het gaan eet dan ons donderdag aand, ons Benedien se verjaarsdag. Dis 'n flippin lekker vibe. Kyk, laat ek vir jou sê, Hennies gaan my nog baie sien. Al wat sleg is hulle het net 'n bekendstelling spyskaart gehad en ek het nou weer nie opgelet daarna nie. So ek soek nou my clients en pap en die arme man staan. Ek wil voordat ek aangaan, ek gaan net sê die arme man nie, Warren. Is die ons waiter wees. Warren, ek het jou beloof ek 'n shout-out vir jou gee, because you did a flippin' good job. Well done, Warren. En yes, hulle waiters is on top. Al hulle werksmense daar, die vletjieblaser, kyk, moenie probeer. Eers raak in jou glas my regterhand, hy blaas vir jou, hoor. Ek het daar gesit en lag, want daar was meer geblaas. Elke dag, daai ou blaser laat ek weet ek is nie skuldig, maar laat ek skuldig voel, laat ek net seker maak was dit nie ek nie, jy weet. So, dis netjies, dis skoon, daar's mense wat sê, of daar, ek het rigtig gehad wat, hulle sê is te klein, daai plek is nie te klein nie, daar's oor is genoeg spasie. As jy 'n lekker kuiergat is, rokersafdelings joune. Ja. As jy romanties is, gaan na die nie rokers. Ek wil eerlik sê ek is nie baie mal oor julle kinderafdeling plekkie nie. Dit is vir my bietjie afgeskeep. Dalk moet hy nog expand. Definitief. Hulle as hulle nie van plan was nie. Wat my raad doen het. Wat dink jy kort daar? Weet jy, daar's 2 game goedjies en 'n bord wat jy opteken en 'n tafeltjie. Kry iemand wat paint facing doen. Kry bietjie balle in en dis waarvoor ek daai plastiek balle wat die kinders. Nie die ander ene voor dit? Paint facing. Ja, paint gesigverf. Paint facing. Paint facing het ek verkeerd gepraat. Face painting. Face painting. Maar kry bietjie meer vir kinders om te doen so het jy rede het jy wil. Alhoewel ek ook voel ek moet jou bene getrek het. Alhoewel ek ook voel ek sal nie met klein kinders. Soms intoe vat nie om daar gaan ek uit plek raak. Miskien 'n bietjie vir die ouer tipe kinders dan? Ja. So daar is jou positief en negatief, maar hulle kos is fantasties. Hulle waiters is
admireer Hennies. Ek genuine dink hulle het way out gegaan. Ek dink hulle het daai gap gesien tussen entertainment en Mike's se romantiese atmosfeer. Dis nou wat ek wou Mike sê, het daai meer Mike's- rustige, weet jy, daai elegansie. Ja, ek wil nou dis wat ek wou sê. Mike's moet net asseblief bly waar hy is, want hy het 'n lekker speelplek vir die kinders. Hy het kinderpartytjies wat hy aanbied, wat en wat. Sy kos is heeltemal iets anders as Hennies se, al is dit dieselfde Weet, ek kos. het nou by iemand gehoor dat die prysverskil is nie so groot Nee. dat jy dit kan gebruik Nee. as 'n rede om Dit hang af wat jy wil hê. Ek wil nou amper jy kry jou Tappet, jou Don't Be a D. Daai mense, dis wat by Hennies kuier. Sy eerste reël, hulle vra ook as jy daar kom, jy ken ons reëls vir al nommer 1. So ja, dit is daai mense en dan kry jy, dit klink weird, maar jy kry klasie mense. Ja. Die klasie mense, romantiese mense, hulle gaan Mike sê. Hulle, ek wil sê hulle hoe sê mense nou? Hulle implementeer mekaar, hulle die klasie bokslagter. die klasieboks. Die klasie nommer 1. Wacht, Okay. Ek moet gou 'n staaltjie vertel. Ek het by iemand gehoor nou in die week dat hulle het iemand gehad wat gaan kuier het by Mike's. Ja. So laatmiddag kuiertjie, hy en die vriend. En hulle raak toe nuuskierig oor Hennies. En hulle besluit toe om van Mike's af Hennies toe te gaan. Okay. Maar toe het hulle nou al klaar 'n paar biere in. En die ou sê hy hou nou glad nie meer van Hennies nie. Hierdie is nie sy soort plek want toe hy daar gaan sit het, hy het skaars begin toe hy kry al 'n geel kaart en toe hy weer sien toe is dit 'n rooi kaart en nou moet hy shooters drink. Nee, dis nie sy soort. Sê die mense, "Wel, ken jy die reëls?" Dis hy, "Wat se reëls?" Jy sien. Ken die reëls. En dis funny, hulle vra vir jou ken die reëls, maar tog as hulle blaas in die girls, een meisie, ek moet nou sê die girl. Wat doen sy verkeerd? En hy sê, ek het jou gevra ken jy die reëls, maar ek ken. Hy sê nou maar hoekom gee ek nou vir jou geel kaart, jy weet? So dit is 'n baie lekker vibe. Dit gaan 'n lekker uithangblik word. Sportsgewys, jy gaan love om jou sportdae te gaan kyk. Ek hoor hulle het baie TV se Ja, goeders. dit is regtig hulle kyk er Moet baie dit oulik gaan daar, maak. hoor. Wil iemand vir my ete sponsor? Maar die full menu kom. Die specials is ook nog nie daar soos wat die ander Hennies het, want Woensdag kom dit dat jy 50% discount, dis Woensdae op pizza en cocktails. So dit is nogal nie, ek dink nie sleg nie. Dis nog nie daar nie, iets coming. So ek wil sê dit is baie oulik dat Hennies en Mike's daar is. Ek dink julle is in kompetisie met mekaar glad nie, met mekaar in kompetisie nie. Elkeen kyker vir sy gehoor. Ja, dit is eintlik wat ek wil sê, dan ons die bike so terug. Ek wil gou nog net so 'n noem van plekke wat so kos en so aan. Ek en my vroukie het nou verlede naweek met Vadersdag. Ek sê ons nou die gebreekte arm en so. En ek wil nou nie gehad het sy moet nou die hele dag staan en kos maak en goeders nie. Toe bestel ons kos by Overland Food and Lifestyle. Ja, my suster het ook. Ek gaan lewe ons nou maklik maak. Was ek pleasantly surprised. Vir R50. Ja. Ons het R100 vir 2 etes. Ja. En pudding ek het die en pudding, die lekkerste malva pudding. Malva pudding met ek het die chuck gevat en met die cream spinach en die pumpkin. My vroukie het die pork gevat. Dit was lekker. My suster het my foto's geneem, nee. Ek kan dit nie glo nie. My suster het my foto's geneem, vir my WhatsApp gesê, Max, kyk wat bied Overland op hulle Sondag ete vir R50. Die lekkerste is, jy stuur vir hulle boodskap op WhatsApp en wat jy wil hê en so voort. Ja. En as jy daar kom, staan jy nie in 'n ry nie. Nee. Hulle het 'n tafel daar met elke pakkie. Jy vat jou pakkie en jy gaan taal toe. Ja. Die maklikste, eenvoudigste proses wat ek in my lewe nog. Sien jy hoe share ek alles van hulle? Ja. Dis regtig lekker en weet jy wat? Overland Food and Lifestyle, kudos. Lekker kos, uitstekende prys. Ek was pleasantly surprised. Ja, ek dink nogal hulle doen 'n baie goeie job daar. En ek moet sê, ou Bianca is nogal die girl met die brein daar agter die stuur. Sy order die manne, dis wat ek graag wil hê, jy weet. En die manne sê, "Kyk, kom ons kyk of dit werk." So Victor en Jacques. Al dan. Ek het jy gehoor daar's mense in die dorp wat daarvan hou om stof te kou.
Nee man. Ja, hulle gaan almal môre daar na Star Racewyse se motorbike baan toe. Regtig, ek glo jou ook altyd. Ek's 'n gullible met jou. As jy hou van stofkou En kleintjies. en die kleintjies op daai motorfietsies, jene ek stres vir ander ouers. As jy sien hoe daai mannetjies ry en nie net mannetjies, daar's meisiekinders ook. Ja, Wat op daai motorfietsies klim. Dit gaan 'n groot dag En wees. ja, dit gaan 'n groot dag wees. Hulle jy kan gaan as 'n spectator ook. En gaan kyk 'n bietjie die mense wat daar met die motorfietsse om die baan jaag en ja, dit gaan 'n lekker familiedag wees. En ja. Hierdie nuus raak weer lank, maar ek moet gou hiermee afsluit. Jy was Saterdag by Potjie Kos. So Raceway doen nie net motorbikes en bikes Ja, en karren ding dit nie. is nou wel 'n privaat ding gewees, maar Star Raceway het vir hulle drywers, al die ouens wat reis, 'n private Potjie Kos Ek het die kompetisie. foto's gesien, is Jy moet die eintlik. foto's gaan kyk op Star Raceway se page. Dit is baie lekker geweest. Ek was 'n judge geweest, maar daar het 'n baie aardige ding gebeur. Okay. Ek gaan my punte nou vir die mense bekend maak want my punte het uitgekom toe ek nou almal bymekaar tel en ek weet ons werk uit punte uit 5. Okay. Dan vir hierdie ding kry jy 5 punte, dan kry jy hier 3 punte, partykeer 2 en dan so vir elke afhangend van die gees hoe jou setup gelyk het en hoe die kos geproe het ensovoorts. Toe kom my punte uit op 23. Rarig. Sonder enige Sodat jy van ek het dieselfde nooit ek het nie is. gekyk na totaal of enigiets nie. Ja. Ek het geen veranderinge of wysing Wow. gemaak aan enige van die punte nie. Soos ek hulle neergeskryf het, het hulle opgetel. Ek kon dit nie glo nie. Nou kyk nou net. So ja, hulle kon my maar ge-exclude het as 'n judge, maar ek moet sê vir die manne, julle kos was uit die boonste Lekker. rakke. Daai manne kan nie net om 'n baan jaag nie. Hulle Yes, weet dit om awesome gelyk. Ek was mal oor hulle opgedres het op hulle spanne. Dit was my baie oulik, hoor. my maag is skoon seer geweest van die lag. Mense Kan lag ek so dink, vir die kan klomp ek dink. mense. Hulle is regtig baie pret, maar dit is lekker om te sien die gees tussen die mense wat Star Raceway se management. Hulle word familie, Marcel nee? en Jannie en Kenny en wat se naam Mariska? Ekskuus Mariska. Hulle doen baie werk om die mense se gees daar te Hoog te hou en so. hoog te hou. Maar hulle raak 'n familie. Hulle is Dit een uit daai dis mense. die hoor. hele familie So. en daai krywaar reisies. Ek het gesien die Jo. foto's daar net, ek kan net maar imagine. Dit was verskriklik So, ja. lekker. Maar ja. Maar ja, van my kant af Perfect. dink ek dit is wat ek het. Ek klap lekker hande vandag, maar ek dink dit is van my kant af wat ek het. As jy naweek ergens heen gaan, ek kan nie sê wees warm is meer vir my so koud nie, maar wees veilig, soos wat Rian sou sê. Dit is 'n warmer naweek maar as jy iewers gaan kuier, dink voor jy drink. Ek wil begin byvoeg en doen. Ja, Maar en ja, doen. so ja. Maar van ons kant, van my kant af in elk geval, hê 'n lekker naweek, hê 'n veilige naweek, hê gesinsheid. Daar sê. Ons sien julle volgende Vrydag weer. Okay, is reg. Sien nou. Ons gaan nou begin. Gaan ons kyk op die einde wie die langste so sit. Ek sweer ek gaan hierdie ding insit as 'n hele blooper intro. Dit gebeur niks. Maar ons kyk op die einde wie die langste. Dit was 'n uitdaging laasweek. Guy. Okay, alright. Murder and attempted murder suspects. Subjects. Okay, ek gaan weer begin. Yes, like it. Here's the subject. Subject.